Hy het net die kan aan my ma toe gewys, toe skiet hy, maar ek het nie geweet wat gebeur nie. Ek groet almal in die mooie naam van Jesus Christus. En ek sit hier by 'n besonderse mens. En ek wil net vanoggend hê jy moet hoor waarvan af hy kom. En dan moet jy jou in sy skoene sit. En dan wil ek hê aan die einde moet jy kan sê, as hy hom gered het, kan hy my ook red. En teendeel het ek hom nog nie eers 100% gevra of hy gered is nie, so dit kan nog gebeur hier op die stelling. Maar, en dan moet jy jouself die vraag vra, as ek dan gered is, gaan nie help ek sulke mense? Of voorkom ek al met klein kindertjies, my manier van praat met klein kindertjies oor die Here en hulle op laat groei in die Here, veroorsaak ek dat hulle nie ook daar beland nie. Dan wil ek net 'n ding sê duidelik. Mense sê altyd, ek kry vir die wat jammer as hy nou klaar getuig het. Ek dit, hoor gemooi? Ja, veral waar 'n kind oortree, want 'n kind, die wet sê 1 tot 7 is nie toerekeningsvatbaar nie, 7 tot 14 is geag toerekeningsvatbaar te wees, en 14 en ouer is toerekeningsvatbaar. Maar, tog het ons ons eie besluite. Maar in ons omstandighede, veral as ons jonk is, kan ons anderster besluite verkeerd neem. Want ons het nie daai leiding nie. Ons moet altyd vra, waar was die kerk, waar was die ouderlinge, waar was die diakens, waar was die pastore, waar was die ander mense. Ook nie op 'n trip gaan en almal net beskuldig nie. Maar dan wil ek ook sê, moenie altyd die een wat gesondig het jammer kry nie. Maar kry 'n jammer hart vir verlorenes. Dat ons verlorenes help, maar dat ons nie verlorenes se sonde toesmeer nie. Soos hierdie ou wat hier sit, julle gaan nou sy verhaal hoor, 'n baie indrukwekkende verhaal. Maar oortree hy, moet ek sê, hy het so swaar gekry, ek los hom. Nee, ek moet hom dissipline gee, sodat hy nou reeds groei in Christus. Nou, Dewald, daar het ek klaar die inleiding gegee. Waarvandaan kom jy? Gee my jou nommer, man. Ek kom eintlik uit die tronk uit na 18 jaar. My tronknommer was 22402541. Hoe oud is jy nou? En nou 35. As jy 35 is en jy sê jy was 18 jaar in die tronk, kom ons maak gou sommetjies, dan kom ons by nee man, 5, dan is ons by 30. Dan trek ons mos nou 3 af, as ons by 27. Dan trek ons 10 af, dan is ons by 17. So, wat het gebeur toe jy 'n jong man was in die huis? Vertel ons eers, waar het jy opgegroei? Ek het meestal op die strate beland en ek het op watter ouderdom? Van 9 jaar oud af. Maar sê nou eers vir my, hoe was dit in jou huis? Ek wil dit eers hoor. Jou pa, maar was hulle rustige mense of wat het daar aangegaan? My pa was amper nooit by die huis, hy was in die weermag gewees, maar wat hy huis toe gekom het, toe was hy in 'n rolstoel. En hy was maar knoderig, hy het goed as gesien wat ek nie kon sien nie, hy het dinge gedoen en hy val uit sy rolstoel en dan maak hy amper waar 'n bom afgaan of so iets. Dis weet jy wat die dinge wat gebeur het op die grens het, maar seker 'n week in sy kop. So jou pa het stres gehad van die oorlogssituasie. En was jy al voor 9 op straat? Nee, maar ek was saam met my ma meestal by die huis. Ok, en toe jou pa nou, wat gebeur, wat se insident gebeur toe in jou huis? Ek het gesit in die voorkamer, my ma het in die huis ingekom terwyl Jy's toe nou 9 jaar oud? Ja, ek het gesit in die voorkamer toe my ma inkom met 'n skinkboot. Toe my pa in die hoek sit, was besig met sy gun. Hy het 'n desert gehad, nou soos ek weet het in die gun en hy het vir my gekyk. Hy het net die gun aan my ma toe gewys, toe skiet hy, maar ek het nie geweet wat gebeur nie. Ek het net die bloed in die muur gesien en die spatsels. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika
Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round of kursus kom doen hier by Spear International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Daarna toe kyk hy net vir my, sê hy vir my, ek sal dit nooit vergeet wat hy my sê nie. Hy sê, alles hy van my af sal evens verantwoordelikheid. Toe skiet hy homself. Ek het hy hele dag in hy kamer gesit. Mense het gekom, hy was nog in Gravenet, mense het gekom in bure. Toe die tannie in die huis kom, ek het net aan my ma se liggaam so gevat en geruk, altyd om haar aandag te kry, maar wat gebeur het is om te sê, die tyd wat die auntie inkom in die huis, sy was ouer aan, sy het langs ons gebly. Sy het van haar kop af geraak, sy het haar hande gegryp in mekaar geskree en begin huil. Toe kom die oom en toe vat die oom van my die kamer uit. Ek het nie uit trane gerol, ek het geweet wat gaan nie. En hy sê hulle dag, toe is net blou en rooi ligte wat ek kom die huis sien. Die aand toe ek na 'n kamertjie toe gevat waar haar speelgoed is, as 'n TV, ek hou nie van Barney the Dinosaur nie, was die program wat gespeel het. Nou Watter program het gespeel? Hy Barney the Dinosaur, I love you en almal hy goed. En Nou hoor gou hierso julle, ja, ons vind dit nou amusant, maar hoor net, ons kan leer as Christene. Dit wat die kind beleef direk na trauma, kan miskien dit wees wat die kind reject in die toekoms. So, dit is vir 'n beraader nogal baie belangrike inligting, maar okay. En toe die program het gespeel, mense, daar was lekkertjies op die tafel, was klomp poppe in die kamer, was 'n tafeltjie en so. Toe kom die tannie met nog 'n oom na my toe, toe sê hulle vir my, hulle gaan vir my na 'n kinderhuis toe vat in PE en Is nou dieselfde aand. dis alles in die aand en wat dit nou gebeur. Die dag het die toneel afgeskop, die aand het die boere my gevat, toe kom die, Wie's nou die boere? Is dit nou hierdie ouens op die Toyota bakkies in die kakieklere? nee, dis die polisie. O, okay. Toe kom het so, dat ek in die kamertjie, ons was 3 uur in die nag, toe ry ons na PE toe, na die kinderhuis toe, daar het ek met kinders ontmoet en goed is, maar ek het elke dag weggehardloop, myself vind op die straat, ek het dinge gedoen, saamkens ek het gom gesnyf, ek het petrol gesnyf, eerste toe begin rook ek dagga, en toe het ouens in my raak gesien op die straat, wat bendelede is, en hulle het vir my ingevat, hulle het vir my in 'n hondehok laat slaap, ek het altyd elke oggend opgestaan, ek het die jaard gevee vir hulle, dan gaat ons straat toe, dan het ek die gans gehou op my op die strand, die dagga en die drugs, terwyl die ouens op die kawats, hulle doen, hulle pas die karre op my goed is, nou as die mense kom smokkel en hulle koop drugs, dan het hulle vir my geroep, en dan moet ek het net oorhandig, as het is, as 'n gangeveg wat afkom, dan moet ek net kom en die gun oorhandig, so ek het dies alles gehou, want as die polities kom, en hulle fasiliteer die manne, want hulle moes nou gewone kinderbestadige, dan het hulle nie nog na my toe gekom met 'n kinders wat speel op die strand met see goedjies maak, so ek was die channel gewees, so ek was maar vir my hart gewees, want ons het een ou verloor ook, toe skop hulle vir my, dat my gesig rond is, net as gevolg van nie die gun vir die persoon kon gee nie, want die bullets het gevlieg, en dis die eerste keer wat ek tussen bullets die raad loop. Ander dag gaan jy in detail getuig, maar wat ek net wil sê, en toe het jy nou moorde gepleeg. Op die ouderdom van, ja, was het my eerste moord gewees wat ek gedoen het. Op die ouderdom van 13 het ek 'n poging gedoen. Ek het 13 moorde gepleeg, maar ek was vir 2 gevang, maar die ander 3 wat hulle van my in restorative justice in die tronk, se saak het hulle my ook skuldig gevind, maar hulle het dit saamlopend gesit met my tronkstraf. En toe is jy nou 'n week terug, sê 10 dae terug uit die tronk uit. Okay, is nou 2 weke nou eintlik, maar die eerste week het my geestelike ouers wat vir my hiertoe gebring het, vir my eintlik by hulle eerste laat bly. So toe kom dit nou om te sê, ek was vir die eerste week by hulle, en nou my tweede week hier, maar wat ek ervaar hier, ek het nie meer nodig om 'n masker op my gesig te sit, ek is nie meer die kind wat ek was hier, ek is nie meer daar waar ek
ek lag, ek het vir die eerste keer ervaar wat is gevoelens, emosies, ek is oop, ek praat met mense, wat ek verstaan is om te sê, is baie reëls wat sy moet nakom, en is dinge wat sy moet fyn luister, en dinge, klein dingetjies wat sy moet doen, wat ek moet toepas, so, wat ek hiertoe kom, het die mense van my gereedskap gegee, wat alles wat ek nodig het, ek het geweet, ek gaan terugkom na skool toe nie, maar ek is bly, ek het die boek in my hand, want dit is 'n different skool wat ek vanaf kom, soos ek kom op 'n land, en daar's 'n plaas, en 'n generaal wat Slagosia, ek kom van 'n skool af, hulle sê die nommer is 1 nommer, maar Jy praat nou van die 26, 27, 28, wat was jy? ek is 'n 27 landroos gewees. Want jy word nou deur die bloed gewas. Maar okay, vertel ons gou vinnig. En in hy weekend wat ek by die auntie was, het sy R1,200 betaal vir die mense om die kerk op te sluit, sodat hulle net vir my kan doop, sy het vir my oor die R5,000 se klere gekoop. Wow, gou! Moes sy R1,200 betaal, dat hulle 'n kerk oopsluit, dat jy gedoop word? Ja, want die kerk wat ek in was, saam met hulle, het nie 'n doopbad, toe moes hulle 'n ander kerk gehad. Hoor net gou, ek hoop jy luister, daai kerk wat die R1,200 gevra het, dat hy net kan gedoop word, mag julle toemaak. Wat? Hoe kan julle sulke goed doen? Hoe kan julle teen God gaan? Ek hoop kerke, weet jy wat? Nou vra mense, hoekom preek ek so? Maar môreoggend luister my op live, okay? Maar net die punt is vir my, ek het niks hier, maar ek het nie geweet, ek gaan te vrye mense, want ek het nooit geweet, waartoe gaan ek nou nie. Ek wil nie uit die tronk toe kom, ek wil weer die boere gesteek het, sodat ek nog 'n sentens kan kry, sodat ek in die tronk kan bly, want ek ken nie die lewe nie, ek ken nie die, hoe om te kan survive, ek het net, my fokus was, toe hulle van my uittrap, toe die grond in my getrek, toe hulle my gesê, kyk as hy nou uitgaan, daar is 'n call in 'n plek wat ek moet, 'n persoon wat ek na toe moet gaan, die persoon het R240,000 vir my, hulle het ammunisie, hulle het 4 wapens, ek moet net oorvat daar, en dan moet ek aangaan om die besigheid te kan supply van buite af, en die ouens in die tronk kan lewe, maar ek het met Tannie Ellen ontmoet, sy het vir my gebring na die plek, toe sy het vir my baie goed, sy het my eintlik weggevat van daai af, want ek glo ek sal nou in 2 dae sal ek seker dood gewees het. Maak nie saak, hy goed of nie te doen nie, het jy toe vir Jesus aangeneem? Ek het hom aangeneem, en toe ek hier kom, is dit nie net 'n vryheid van my lewe wat ek ontvang, maar ek is vry in die gees ook. Yes, nou, hy gaan nog later vir julle vertel hoe hy in die tronk ontsnap, ons gaan nie nou daar nie, hoe die honde hom gebyt, hoe hulle hom geskiet, met die ontsnapping, hou 'n bietjie Dewald se geskiedenis dop van hier af, en my nommer is op die skerm, as jy wil ons moet vir Dewald, moet 'n sendeling word, praat met my, die Here seën. 'n Laaste ding Dewald, enigiets wat jy vir hierdie klomp wil sê, Visser wat so raas, Wally wat rustig is, die ander, wat wil jy vir hulle sê? Ek wil net vir Rian sê, dankie vir die ondersteuning toe ek 'n kind was, want hy het nooit geweet van my moeder en my vader. Ek is iets wat ek nooit vir hom gesê het, maar hy was die een wat vir my sy kos gegee het, vir my slaapplek gegee het in die tyd net voor ek tronk toe was. En ek is dankbaar dat die Here vir hom weer op my pad gebring het, want daarvan nog was ek nog nie bekeer, maar ek het gebid vir hom, dat hy nie in sulke plek moet beland en hier te kom weer ontmoet. En ek wil vir die ander sê, wees steek en wees maar net geduldig met my, ek weet daar het baie dinge is wat julle nie gaat verstaan, die moet vir alle manier hoe ek miskien kan praat of so, maar hy het net geduld van my, want ek begin nou eerste. Okay, 'n laaste ding, 2 laaste ding, as ek jou nou 'n bankkaartjie gee, met klomp geld, en ek stuur jou op en toe ek sê, gaan trek geld. Daar gaan my nie wees nie. Nee man, ek wil weet, sal jy kan gaan trek? Ek sal nie weet wat om te doen nie, pastor. Okay. Luister, okay, jy moet nie saam met Quentin loop nie, maar los dit daar. Maar, nou sê ek uit my laaste vraag uit. Hierdie man het my nou 'n shocker gegooi. Maar kom ons kyk dit gou, okay, ek wil net gehoor. Uit leuns oorwin, amen, sê my vrou, dis mooi, prys die Here. Daai mooi blonde kop wat daar langs ander sit. Wat? Okay, jy het haar nou gesien? Ek het haar gesien. Dis my vrou, jy los haar uit.
Nee, ek sal dit nie vat nie. Okay. Luister. Ja, ek is nou skoon en ek het so 'n belangrike vraag gehad. Wat ek wil my afgesluit het, maar ja, kom ons hou dit daar. En hoor gou mooi. As Jesus hierdie ou kan vat, moorde gepleeg het, 'n tronkvoël, 'n nommer, en hy bring hom oor na Jesus se nommer toe. En hy change sy lewe. Wat kan hy nie vir jou doen nie? Jy sit daar en sê, gelukkig as ek nie so sleg gewees het. Luister hier, is jy wedergebore? Want hy is al wedergebore. En as jy nog eers wedergebore is daar groot fout. Hy staan en klop by jou deur, en as jy die deur oopmaak, sal hy inkom en saam met jou maaltyd hou, en jy met hom. Daar gaan nog baie tawwe tye kom, hou jy net aan. Amen. Die Here seën. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Ons sê altyd, jou nommer 1 is afsondering. As jy nie kan afsonder nie, moenie 'n bediening toe gaan nie. Ek kan vir julle regtig sê, ons bediening sal nie oorleef as ons nie tye het met afsondering. Ons doen dit nog te min, maar ons het afsondering. Ons soek sy aangesig. As daar nie iemand elke oggend 5 uur oor hierdie plekke roep nie, die naam Jesus nie, sal hierdie plek nie aangaan nie. Daar's mense wat dit doen. Daarom pasop om jou mond oop te maak en te skinder oor hierdie plek. Want daar's iemand wat teen jou roep en Jesus roep oor hierdie plek. Moenie Satan aanroep en die plek afbreek nie. As jy nou gister op my Facebook gaan kyk, weet jy waar trek ek nou al, 300, 400 comments, hoe ek gevloek word oor Dagga. En waar ek geslaap het eergisterand, was 20 meter van my af, rastas in sakke, in Dagga, en ek kon hulle heel nag dophou, en opwees sal ons hulle altyd evangeliseer. Maar hoe nigter mense, kerkmense opklim, en sleg sê, en hoe goed Dagga is. En hulle weet nie eers naastand by nie, tot ek hulle later gesê het, ek was 'n undercover speurder, 'n Dagga speurder, was ek. Ek het 'n Dagga blaar gedra. En hierdie ouens ken nie eers die THC nie. Almal wat hierdie olietjies maak in hulle huise. THC gee jou tering, gee jou kanker, hy kan jou doodmaak. Mense is verskriklik slim. As dit nie, almal is net, maar God het plante gemaak. Yes! En plante is goed. As dit deur 'n laboratorium gaan wat ook wysheid het. Nie in jou skotteltjie op jou stoofie. En jou spys kyk nie. François? Jy sê, jy maak hy spys kyks toe, het jou pa ook geëet. Maar okay, prys die Here. So ek is baie bly dat jy vandag gesê het, Dagga is die gateway to ander dwelms. Daar's ouers wat nou al sê, eers het hulle gesê, as my kind kan maar net rook, solank hy rook is dit fyn. Hy moet net nie dwelms gebruik nie. Nou sê ouers al, solank my kind Dagga rook is dit fyn, hy moet net nie dwelms gebruik nie. Ons word so stadig in hierdie verslawendheid is Chesterfield ook. Verslawendheid is porn. Verslawendheid
'n baie weier ding. Satan, hoekom het ons so sukses hier op Dwelms? As iemand ophou rook en hy gaan huis toe. In 13 jaar nog nooit weer Dwelms gaan vat nie. Maar as iemand nie ophou rook nie. Henry, het ek het nie gesê nie. Nou hulle slim. As iemand nie ophou rook nie, gaan hy weer val. Hy kan sê wat hy wil, want hoor wat sê daai mense, sê ja en stop met jou redenasies. En raak ernstig met God. En dis mense hier, wat voor God se troon gaan staan, en die Here gaan sê, ek het jou maande en maande kans gegee om te change. Wil jy nie God dien nie, man? Hou op met jou godsdiens. En ek sê hier op televisie, hou op met jou godsdiens. Ek is hier die groot Christen. Maar jy loop 'n vloek, jy sê 'n Christen nie, man, jy lieg, jy's 'n vloeker. Jy lieg. Mense, jy kry skynheilige mense. Hulle is geweldig skynheilig. En jy sal moet bekeer voor God. Dan vee jou trane nou af en nou is dit oorlog. Daar's tyd om te change. Daar's tyd om dinge waar te neem. In Noord-Korea, jy wil aan mekaar huil. Maar toe ek weet, nou moet ek vir Kim Jong-un die Bybel gee waarvoor God my gestuur het. Ek kan doodgemaak word. Toe is dit tyd vir oorlog. Daar's tyd vir oorlog. Daarom hierdie bediening roep jou. Ek smeek by julle. Ek was self 9 keer Bybels ingesmokkel in China. Ek smeek julle, kom na vore. Jy kan nie net 'n boer wees nie. Jy kan nie net 'n besigheid hê nie. Sê 'n bietjie, ek saai 2 weke rooies, gaan saam met my. Ek sal saam met jou gaan. Weet net, jy het my getuienisse gehoor, ek word altyd toegesluit. Soos jy saam met my gaan, is nie te sê jy kom terug nie. Maar hoor gou, ek pleit by jou. Saai 'n bietjie van jou tyd. Jy sal avonture. Ek kan jou garandeer, jy sal 'n getuienis hê as jy terugkom. Gaan saam met my. Kom sê jy vir my waantoe. Daai wat hy gesê het, geld is nie 'n probleem nie. As jy vertrou, geld is nie 'n probleem nie. Oor en oor gee die Here. Is amper klaar. Is nou 'n groep wat ek laasweek gesê het, julle bietjie Zimbabwe toe stuur, want jy moenie vra. Ek wil net na die grand plekke toe gaan nie. Ek moenie net in Amerika op 'n verhoog wees en die dollars sien nie. Partykeer, hier's 'n man, daai man, hy's op 'n bokser gebore in Kempton Park, onder die brug. Terwyl sy ouers hom vir 7 jaar in daai straat opgedra het. Sy ouers is nog op die straat, het nie 'n Christen gestop. Dis 'n klad hier in Suid-Afrika teen ons. Jy hoef hom nie in die huis in te gevat het, maar 'n Christen in Kempton Park, en is nie net Kempton Park hier, daar's baie ander plekke. Elke dorp kan hom seker gestop het en gesê het, hy's 'n stokkie lekker, of Jesus se liefde. Daarom voor jy oor see wil gaan, Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiteinde, dan gaan raak stil met God, sonder af. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp. En ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.